Baie welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 22 Oktober. Vandag gaan ons saam lees uit Lukas 18 vers 1 tot 8, die gelykenis van die weduwee en die regter. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Ek kies hierdie oomblik doelbewus. Maak my deur toe en my hart oop. Ek steek 'n kers aan. En ek word bewus van die flikkerende lig. Ek is dankbaar vir 'n nuwe dag, vir asem, vir 'n kans om die lewe opnuut aan te pak. Ek rig my gedagtes in gebed na die Here. Mag hy my lei deur sy woord en versterk deur sy gees, om elke oomblik van my dag te wandel in sy lig. Soos 'n wildspok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hartsverlange, en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag. In U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hartsverlange. En ek bring aan U die eer. Amen. Kom ons lees saam Lukas 18 vers 1 tot 8. Ek gaan dit vir ons lees uit die 1983 vertaling. Die gelykenis van die weduwee en die regter. Jesus het vir hulle 'n gelykenis vertel om duidelik te maak dat 'n mens altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hy het gesê: in 'n sekere stad was daar 'n regter wat geen eerbied vir God of agting vir 'n mens gehad het nie. En in dieselfde stad het 'n weduwee gewoon wat hom herhaaldelik kom vra het: doen aan my reg in my saak teen my teenparty. 'n Tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê: vir God het ek wel geen eerbied nie en aan 'n mens steeg ek my nie. Maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help. Anders kom klap sy my op die ou end ook nog. Toe sê die Here: hoor wat sê die onregverdige regter. Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep, reg doen nie? Sal hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help, en gou ook. Maar sal die seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind? Die eerste vers van hierdie teksgedeelte gee die boodskap van die gelykenis, dat 'n mens moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Sit vir 'n oomblik met hierdie openingsfrase. Dat 'n mens moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. Hoe lyk my gebedslewe? Waar voel dit vir my of gebed nie meer werk nie? En wat laat my moedeloos voel? Jesus vertel 'n storie van 'n weduwee met 'n saak teen iemand. Haar storie is nie sommer enige van ons storie nie. 'n Weduwee in die Bybelse tyd was iemand wie se lot nie in haar eie hande was nie. Dink aan die tragiese verhaal van Tamar, skoondogter van Juda. Dink aan Naomi en Rut, en aan Batseba, die weduwee van Uria. Dink aan die naamlose weduwee.
en Elia, of die Samaritaanse vrou by die put wie se hartseer verlede haar uitgelewer het, om te bly by 'n man met wie sy nie kan trou nie. Daar is 'n draadjie wat loop deur al hierdie karakters in die Bybel. In die sosiale konteks waarbinne hulle geleef het, was hulle lot dalk in die hande van meer magtige mense en meestal mans. En tog vertel elkeen se storie iets van 'n meedoenlose, hardkoppige, vasklou aan iets. Het sy 'n belofte, het sy 'n teken van God se teenwoordigheid, die hoop op 'n profeet, iets of iemand wat net dalk iets anders kan wys as dit wat hulle beleef in hulle gewone wêreld. En dan vanuit hierdie hardkoppige vashou en aanhou, sien ons dan hoe hulle storie verander. Daarteenoor is die regter in 'n posisie van gesag. Hy het agentskap. Hy hoef by niemand aan te klop nie en immers word daar knaand by hom aangeklop. Hy staan nie verleë voor God of ander mense nie. En tog is daar 'n hardheid en 'n ongewilligheid in sy karakter opgesluit. Hy kan soveel bereik en so goeie werk doen in daardie stad, maar dit lyk eintlik asof hy nie lus is nie. En tog verander sy gesindheid teenoor haar. Nie weens iets wat met hom gebeur het, iets wat hy dalk gelees of gehoor of gevoel het nie, maar weens die meedoenloosheid van haar pleidooie. Herhaaldelik, sê die teks. Lastig geval, sê die teks. Op die eerste ronde kom daag hierdie teksgedeelte my uit, om in daardie oomblikke van my lewe waar ek voel ek het geen agentskap nie, waar ek eintlik net wil tou opgooi, waar ek voel ek is uitgelewer aan die lot verander, om in daardie oomblikke aan te hou, vas te byt, deur te druk en die tou op te gooi nie. Maar die doel van hierdie gelykenis nooi ons in iets diepers in. Want teenoor hierdie hardvogtige regter is God. En ten hierdie tyd van die Lukas Evangelie is dit duidelik hoe Jesus oor God se karakter dink. En daarom gebruik hy die teenpool van God se karakter in 'n alledaagse praktiese verhaal wat heel moontlik so bekend sou gewees het vir sy hoorders. Om ons, almal wat hierdie storie hoor, aan te moedig om aan te hou bid. Want as dit werk vir die hardvogtige regter, hoeveel te meer nie met God nie. So terug na my vraag aan die begin. Hoe lyk my gebedslewe? Ek moet bieg, ek hou te vinnig op met bid. Te kort op my knieë, te vinnig op my voete. So op hierdie doodgewone Woensdag, so in die middel van die week, kom ons bly vir 'n oomblik langer in die stilte sit.
Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daagse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree het. Laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.